Nou vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons weer saam kan wees so rondom sy woord. Nou, wonderlik om so 'n bietjie te praat oor die Heilige Gees en hoe hy as derde persoon van die goddelike drie-eenheid ook werksaam is, huidiglik in ons lewens, in hierdie wêreld en besig is om alles reg te skuif vir daardie groot en deurligte dag wanneer Christus in sy heerlikheid geopenbaar sal word. Nou vanmôre gaan ons bietjie stil staan by die gedagte van dat die Heilige Gees sal Jesus verheerlik. Nou, ek het al so ietsie daaroor gesê in van hierdie boodskappe, maar vanmôre gaan ek die klem laat val op die gedagte, soos Jesus die Vader verheerlik het, so sal die Heilige Gees Christus verheerlik. En dis nie ek wat so sê nie, die Bybel sê so kom ons doen 'n kort gebed saam, dan vra ons die Here vir wysheid om hierdie saak ook aan ons harte te verklaar. Kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre kan saam bid. Dankie dat u woord vir ons sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Baie dankie dat ons nou kan vra, dat u ons harte sal open vir die waarheid van u woord en dat ons ook hierdie kosbare genade sal smaak om te sien wat u woord vir ons leer, aangaande die persoon van die Heilige Gees en wat hy ook op aarde sal kom doen. Help ons en bewaar ons van vreemde leringe, van al die valshede wat die rond te doen en ag Here, help ons om ons oë te rig op Jesus, die leidsman en volleinder van ons geloof. Seën ons samesyn dan en word u ryklik in ons midde verheerlik. Amen. Nou vriende, ons lees daar in Johannes 16 vers 14 waar Jesus self aan die woord is. Onthou, hy is besig om afskeid te neem van sy disippels. In Johannes 13 was hy hulle voete. Johannes 14 praat 'n bietjie oor die Heilige Gees wat sal kom. Johannes 15 die ware wynstok. Johannes 16 oor die Heilige Gees en dan Johannes 17 die hoëpriesterlike gebed. Johannes 16 vers 14 sê Jesus self, hy sê, as die Heilige Gees kom, sal hy my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nou vriende, as ons die Engelse vertaling lees, staan daar, He shall glorify me. En hierdie woordjie glorify, as ou nou kyk na die definisie of die betekenis daarvan in die Griekse woordeboeke, beteken dit eenvoudig dat die Heilige Gees Christus sal verhoog. Die Engels praat van magnify of celebrate of to honor of do honor to of hold in honor. Met ander woorde, die Bybel sê vir ons dat terwyl die Here Jesus afskeid neem van sy disippels, sê vir hulle, luister, as ek van julle weggaan, sal ek my gees na julle stuur en my gees sal my verheerlik. Want u sien, God drie-enig kan nie van mekaar geskei word nie. Daarom kan God se gees nie nou vreemde manifestasies op aarde laat plaasvind nie. Waarom nie? Want God se gees kan nie van hom geskei word nie. Dis God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, een God. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, 'n drie-enige God wat hom openbaar gemaak het in Vader, Seun en Heilige Gees. Nou om hierdie saak beter te verstaan, vriende, moet ons gaan kyk na wat die Here Jesus op aarde gedoen het. Want die Bybel sê dat die Gees sal Jesus verheerlik. So kom ons kyk nou hoe het Jesus Vader verheerlik toe op aarde was. Terwyl Jesus op aarde was hy die een wat wonders en tekens gedoen het. Die Bybel sê vir ons, hy het brode vermeerder, hy het die storm stil gemaak, hy het siekes gesond gemaak, hy het dooies opgewek, hy het siele gered, hy het alles gedoen en elke maal lees ons dat hy die fokus van homself verskuif na sy hemelse Vader. Hy sê in Johannes 4 vers 34, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Baie interessant is, as ons nou kyk na die deursnee mens, die deursnee predikant, die deursnee Christen, is daar nogal 'n groot hoeveelheid wat aandag op hulle self wil trek. Hulle die gawe van genesing, hulle die gawe van profesie, hulle die gawe van sis en hulle die gawe van so, en mense moet na hulle kom luister en hulle sal vir jou kan sê wat God vir jou wil sê en al hierdie mensgemaakte dinge wat ons vandag kry. As ons die Bybel gaan lees, sien ons dat die Here Jesus die een was wat waarlik van God gehoor het. Hy het waarlik God se krag geopenbaar, want hy was God wat mens kom word het. Die Bybel sê vir ons, hy het wonders en tekens gedoen, sigbaar, almal kon dit sien. Sy lering was van so 'n aard dat mense verbaas gestaan het en gesê, wat vir 'n mens is hy wat hierdie woorde spreek en hierdie wonders kan doen. En telke male van die Here Jesus en hy skuif die fokus van homself na sy Vader. Hy sê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Johannes 5 vers 30, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Johannes 6 vers 38,
Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Johannes 17 vers 4, ek het u verheerlik op die aarde, Vader. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou sien ons daar in Johannes 18, Jesus wat moet sterwe vir die sonde. Hy sê vir Petrus, nadat die soldate hom gevangene kom neem, en Petrus sy swaard uithaal en die een hoëpriester se oor afkap, sê Jesus vir hom, Petrus, steek jou swaard in die skede. Die beker wat my Vader my gegee het, sal ek dit nie drink nie. U sien, soos die Vader Jesus, of soos Jesus die Vader verheerlik het, so ook wil hy die klem vir ons kom lê. Wanneer die Heilige Gees kom, sal die Heilige Gees so Jesus verheerlik. U sien, die drie eenheid is nooit in kompetisie met mekaar nie. Dit gaan nie oor wie die grootste prominensie geniet nie. Die Seun van God sê, ek wil Vader verheerlik, die Heilige Gees, ek wil Christus verheerlik. En dis wat die woord vir ons kom leer. Johannes 15:26, maar as die Trooster gekom het, wat ek julle vir die Vader stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En vriende, dan kan u self vir u gaan lees, wat op Pinksterdag plaasgevind het, toe die Heilige Gees uitgestort is. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Handelinge 2 vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, hoor daar, nie vreemde tale nie, nie brabbeltale nie, nie hierdie snaakse klanke wat mense vandag in kerke maak nie. Vandag se taleverskynsel is vreemd van die Bybel. Die Bybel sê, hulle is vervul met die Heilige Gees, het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Vers 8, die skare wat luister na hierdie apostel sê, en hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. Nou noem hy die tale, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. Wat was hier die groot dade? Die feit dat Christus die belofte kon vervul het, dat hy as Messias sou lewe, sou sterwe, sou opstaan, en dan ook sou opvaar om plek te gaan voorberei. Lees daarvan in vers 32, hierdie Jesus het God opgewek. Vers 33, nadat hy deur die regterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. U sien, wanneer die Heilige Gees, vriende, in jou en my hart kom woning maak, dan is dit nie om my en jou gawes en talente en sogenaamde dinge wat ons kan doen op die voorgrond te bring nie, verseker nie. Dis die leen van die kerk, dis die leen van die sielkunde wat in die kerk ingekom het, waar die mens die prominensie begin geniet, waar hy die allerbelangrikste is in elke erediens. Luister, jy en ek is nie so belangrik as ons dink ons is nie. As die Heilige Gees kom, en die Heilige Gees kom maak woning in die kind van God se hart, en die Heilige Gees wat in die kerk van die Here Jesus regeer, sal Jesus verhoog. Die Heilige Gees sal vir ons uit die Bybel kom leer dat ons sondaars is, dat Jesus die redder is en dat hy alleen die weg na die Vader vir ons gebaan het. Daarom sê vers 34, want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê, die Here het gespreek tot my Here, sit aan my regterhand totdat ek u vyande gemaak het, die voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel seker weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. U sien die Heilige Gees, toe hy uitgestort is op Pinksterdag, en die apostels ontvang die Heilige Gees, die verseëling, die inwoning, die bekragtiging van die Heilige Gees. Wat doen hulle? Hulle begin preek. Hulle begin die snaakse dinge doen en soos klomp narre te kere gaan nie. Nee, wat hulle doen is, hulle getuig nou aangaande die Here Jesus Christus, presies wat Jesus beloof het, kom in vervulling op Pinksterdag. Toe die Gees in die harte van God se kinders kom woning maak, toe kan hulle nie keer, hulle kan nie help, hulle kan nie anders as om te praat oor die groot dade van God, wat hy in Jesus kon doen het, deur die redder te word, wat dan ook vir die sondaar kom sterf het nie. Daarom wil ek jou vra dat jy jouself sal vergewis van die koms van die Heilige Gees. Die Bybel sê, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die kind van God sal hy lei in die waarheid. Hy sal ons alles leer wat Jesus geleer het, en hy sal Jesus verheerlik. Die vraag wat ek aan u wil vra vanmôre, wanneer ek hierdie boodskap hier afsluit, is, ken u en ek die Heilige Gees, soos wat die woord dit vir ons leer? Ken ons die Gees as die Gees van waarheid, wat ons sal lei in die volle waarheid? Ken ons die Heilige Gees as die een wat getuig aangaande die Here Jesus, wat verlosser en saligmaker sal wees?
Of is u net nog besig met 'n klomp dinge wat vreemd is aan die Bybel, wanneer dit kom by die Heilige Gees? Mag die Here ons wysheid gee, vriende, om verder hierdie saak te bestudeer en mag ons hom verheerlik. Nou in die boodskappe wat volg, gaan ek bietjie met u praat oor baie kosbare en belangrike sake wat die Heilige Gees sal kom doen. Ek gaan môreoggend praat oor die gedagte dat die Heilige Gees gee sekerheid van saligheid en hoe die Heilige Gees sekerheid van saligheid gee. En dan hoe die Heilige Gees ons leer om te getuig. Dan gaan ons praat oor hoe die Heilige Gees ons leer bid en dan hoe die Heilige Gees ons verander na die beeld van ons Here Jesus. So bid vir my, ek bid vir u en mag die Here vir ons opgewonde maak oor sy woord en ons ryklik seën in ons samesyn. Mooi dag vir u verder, tada.